Gesels volgend oor van opstanding tot opdrag. En ek moet sê, ek kan nou nie sê hoeveel jaar nie, maar ek is my hele lewe lank, ek het groot geword in die kerk. En snaaks genoeg is daar altyd vir my maar 'n idee gewees, en ons het so min of meer 'n idee wat Jesus gedoen het terwyl hy op aarde was, nadat hy opgestaan het. En so ruk terug het ek vir myself gesê, maar daar moet seker veel meer daaraan wees. Hierdie ongelooflike opstandingskrag kan tog nie net wees, ons herdenk dit in een diens en ons is bly en dis dit nie. Dit kan tog nie dit wees nie. Daar moet tog veel meer daarom wees. En soms probeer ons met Paasnaweek en al die dienste ekstra moeite doen, maar tog moet daar meer wees. Tog moet die opstandingskrag nie net wees dat Jesus opgestaan het en ek is net vergewe, en al moet tog baie meer daaraan wees. En hoe meer ek daaraan dink, hoe meer besef ek, miskien, en is net, ek wil amper sê Deon's opinie, miskien het ons as Christene te veel aandag net gelê op die opstanding en die opdrag na die opstanding heeltemal gemis. Hoor mooi wat ek sê nie, die opstanding is die oorwinning. En om dit maklik te maak, in hierdie jaar wat verby is, het Joshua, ek dink 3 of 4 rekords by die 600 opgestel, en hy het dit gedoen, en hy het die medalje en alles, maar dit is nou verby. Volgende jaar is 'n nuwe seisoen. Ek kan nie elke jaar, hierdie jaar se oorwinnings die hele tyd vier nie. Hy het dit nou behaal. En ek dink in my en jou lewe het ons op daai plek gekom, wat ons Paasnaweek besef wat Jesus gedoen het, maar die opdrag wat dieselfde Jesus wat opgestaan het, vir elkeen van ons gegee het, die opdrag het op 'n manier verlore gegaan. Die eintlike krag na die opstanding het verlore gegaan. En toe besef ek, maar as ons nie die opdrag na die opstanding net so ernstig soos die opstanding vat nie, dan verloor ons eintlik 'n groot deel van die opstandingskrag. Want Jesus het opgestaan nie net om die dood te oorwin nie, maar sodat jy kan vry wees, sodat jy kan opstaan, sodat jy wat sê, maar ek sal dit nooit kan doen nie, dit kan doen, sodat jy wat sê, ek sal nooit kan ophou of nooit, sodat jy dit kan doen. Anders te herdenk jy of vier jy sy opstanding, maar dit voel soms vir my of ons dit nie onsin maak nie. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar dis vir jou. Jesus het nie opgestaan om iets van homself te bewys nie. Hy het opgestaan omdat dit geprofeteer was en om dit vir jou te doen. Ek het laasweek gesê, God het nie nodig om homself te bewys nie. Hy is God. Usain Bolt is Usain Bolt en hy was die beste geweest. Hy het nie Olimpiese spele toe gegaan om aan enige iemand te bewys hy is die beste nie. Almal het geweet hy is die beste. Ek wonder hoe dit gevoel om teen hom te hardloop en te weet, okay, ek gaan of tweede of derde kry. En dit voel vir my soms of ons as Christene regtig die eintlike doel agter die hele krag van die opstanding heeltemal mis. So kom ons lees ons temavers. Ons temavers is Handelinge 1 vers 1 tot 3. En hy sê, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, hoor nou wat sê hy, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Miskien moet ons net eers daar stop. Ek het al selfs baie mense gehad wat vir my gesê het, was die Heilige Gees vir die eerste keer daar toe nadat Jesus opgevaar het? Nee. As jy in die Ou Testament gaan lees, sal jy 'n paar plekke kry wat hy sê deur die Gees met 'n hoofletter. En hoor mooi, hy sê, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge
van die koninkryk van God met hulle gespreek het. So hoor baie mooi. Jesus het gesterf en opgestaan sodat jy die ewige lewe kan hê. Want Jesus is die enigste weg na die Vader. As jy kind van God is, dan het jy een doel op hierdie aarde. Nie werk nie pa of ma wees nie die Here wees nie, niks anders nie. Jy het een doel op hierdie aarde as jy wedergebore kind van God is, en dit is die koninkryk van God. Aan hom wat alle mag het. As jy kind van God is, en ek het dit al so baie gesê, jy is nie kind van God net om te weet jy gaan hemel toe en jy's okay nie. Dis ek wil amper sê, soos om by die Olimpiese spele die goue medalje te kry. Dis net die beloning aan die einde van jou lewe. Wat doen jy vandat jy kind van God geword het, totdat jy sterwe? Daar's onsaglik baie goed wat tussen daai twee gebeur. Soos jy gedink het dat jy net kind van God is omdat jy bang is jy mis die hemel. Ek wil nou nie lelik wees nie, maar dan gaan ek twyfel of jy regtig opreg is in jou Christendom. Want dan mis jy die koninkryk van God wat hier is, wat elke dag om ons is. Dan mis jy 'n groot deel van die opstanding. En miskien het jy nog nooit in jou lewe so daaraan gedink nie. Maar daar's 'n paar dinge wat Jesus gedoen het. Die eerste ding wat Jesus gedoen het, is Jesus bewys homself dat hy leef. Woord het gesê, hy het homself lewend vertoon. Kom ons lees gou Lukas 24, vers 36 tot 43. Hoor wat sê hy. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder en sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. Die heel eerste ding wat Jesus doen, is hy bewys aan hulle dat hy lewend gemaak is. Hoor gou mooi. As jy lewend gemaak is, die Bybel sê 'n boom sal geken word aan sy vrugte. Die grootste rede hoekom mense in Suid-Afrika nie wil kerk toe gaan nie, is omdat hulle sê die kerk is vals. Want hulle sê dat hulle lewend gemaak is, maar niemand kan niks sien nie. Kom ek vat dit vir julle 'n stappie verder. Ek was 'n tiener daar en ek dink 394 iewers gewees. Toe was daar 'n Christelike band gewees. En hulle het aan die begin van een van die liedjies, die liedjie se naam is What If I Stumble. Die hele liedjie het gegaan oor, wat gaan mense sê as ek 'n fout maak? Wat gaan mense sê as ek per ongeluk iets verkeerd doen? What if I stumble? What if I fall? Wat as ek die naam van Jesus wat ek nou aanvaar het en bo my dra? Wat as ek 'n fout maak? Wat gaan mense van God sê? Maar voordat daai liedjie begin, het hulle gesê die grootste rede vir ateïsme in die wêreld vandag is Christene wat Jesus met hulle mond bely, maar met hulle leefwyse. Die Engelse woord sê deny. Wat sê dit in Afrikaans? Ontken. Die grootste rede vir ateïsme is mense wat Christus met hulle mond bely, maar met hulle leefwyse ontken. En toe besef ek, Jesus het opgestaan. En die eerste ding wat hy gedoen het, is hy het homself bewys aan hulle.
Dis die grootste rede hoekom mense in die kerk toe gaan en die grootste rede hoekom mense sukkel om te glo. Die tweede grootste rede is omdat hulle sê hulle sien nie meer wonderwerke nie. Maar die eerste rede is dat mense sê hulle is 'n Christen, maar niemand kan dit sien nie. En ek weet nie van jou nie, maar toe ek dit in hierdie week besef en lees, toe voel ek baie sleg. Toe besef ek, something needs to change. Sou jy Jesus geglo het? Sou enige van die disippels Jesus geglo het as hulle gesê het, die graf is leeg, maar hulle het hom nie gesien nie? Ek dink nie so nie. Hier sien hulle hom en hulle twyfel nog steeds, en hy sê vir hulle, okay ouens, wel hier's ek, kom kyk. En hulle glo nog steeds nie, en hy sê, okay, maar geef my iets om te eet. En my hart sê vir my, ons mis iets. Die opstanding is nie net jy het opgestaan en klaar nie. Het jy ook al opgestaan? Dion, het jy opgestaan? Sommige mense sal sê, jy's deesdae 'n bietjie weird. Party mense sal sê, wat gaan deesdae aan met jou? Party mense sal sê, jy's nie meer wie ek geken het nie. Een van die mooiste getuienisse wat ek al ooit in my lewe gekry het, was nie van iemand wat gesond geword het van siekte nie. Dit was van 'n vrou wat in hierdie gemeente is, wat nadat haar man 'n pad met die Here begin stap het. Ek dink dit was na so 'n jaar min of meer, ek kan nie onthou nie, dis nou lank terug. Het sy my eendag 'n boodskap gestuur en vir my gesê, Dion, ek ken nie meer my man nie. Toe ek eers gedink, hier's nou weer moeilikheid. Toe sê sy, ek weet nie wat dit is nie, maar skielik word hy nie net so meer kwaad en verloor dit net soos hy altyd het nie. En die beste van alles is, vanoggend toe hy wakker word, toe sê hy vir my, ek is lief vir jou. Sy sê ek het dit laas gehoor toe ons getroud is, jare later. Wat het gebeur? Daai ou het opgestaan. Hy het groot geword in 'n Christelike huis. Hy sy hele lewe lank in 'n Christelike kerk. Het die kerk hom verander? Nee. Ons kerk het hom nie verander nie. Christus wat opgestaan het, het begin opstaan binne hom. En dis die rede vir die opstanding. Daarom het ek myself gevra, Dion, het jy al opgestaan? Het Christus al opgestaan binne jou? Of vier en herdenk jy Jesus se opstanding en great? Maar hy het nog nie opgestaan binne jou nie. Hoe meer mense vir jou sê dat jy weird en anders is, hoe meer is dit vir jou 'n inspirasie indien dit goed is. Hoe meer moet dit vir jou 'n inspirasie wees om aan te hou groei. Maar as hulle dit vir jou sê omdat jy agteruit gaan, dan raak dit 'n bekommernis. Johannes 20 kom, vers 27 tot 29. Vers 27 sê, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here, my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Jesus het nie net geestelik opgestaan nie. Daar's verskriklik baie teoloë en slim professors wat nou probeer sê, maar hy het net geestelik opgestaan, nie fisies nie. Nee, hy het fisies opgestaan. Om vir iemand te kan sê, en hulle glo dit self nie, en hy sê, okay, wel, geef my iets om te eet. So moenie dat enige iemand ooit vir jou probeer vertel, maar hy het net geestelik opgestaan nie. Hy het opgestaan. Die vraag is, het hy al binne jou opgestaan? En dis 'n baie groot vraag. Ek weet nie hoe ek genoeg klem daarop kan lê nie, want toe ek regtig myself ondersoek, besef ek, daar's nog baie areas in my lewe wat hy nog nie opgestaan het nie, wat ek hom nog nie toegelaat het om op te staan in my lewe nie. Die een area dink ek as Christen wat ons hom gewoonlik eers laat opstaan,
is die helfte van die tyd in ons monde. Want as ons moet, dan is ons vinnig om die Bybel aan te haal en. Maar ek dink in baie areas van ons lewens het ons hom nog nie toegelaat om op te staan nie. Hy ontmoet mense in hulle twyfel. Miskien twyfel jy vandag oor baie dinge in jou lewe. Dan wil ek jou vra om toe te laat dat Jesus opstaan soos wat hy met Thomas gedoen het toe hy getwyfel het. Hy het hom nie weggestoot nie, hy het nie vir hom gesê, weet jy wat, gaan dan maar, jy sal nooit regkom nie. Hy het homself bewys aan hom. Wanneer laas in jou lewe het jy gesukkel met iets, en dan kom iemand na jou toe en sê, ek moet eerlik wees met jou, ek het vir baie jare in my lewe ook daarmee gesukkel. Maar weet jy wat, hierdie is wat ek gedoen het. Maar ons doen nie dit nie. Dis vir ons baie lekkerder om vir iemand te sê, ja nee, jy sal nooit regkom nie. So gemaak en so gelaat staan. Terug vir iemand gesê, ek weet nie waar kom iemand aan daai gesegde nie, want God het jou gemaak. En dit was baie goed. So die ander invloed in jou lewe, ek weet nie waar kom dit vandaan wat jy toegelaat het nie, maar so gemaak en so glad staan. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien twyfel jy aan baie dinge in jou lewe. Maar die een ding wat jy moet weet, is Jesus sal opstaan as jy hom toelaat om op te staan in jou lewe. Hy sal jou die krag gee. Hy sal jou die wysheid gee. Die tweede ding wat Jesus gedoen het, Johannes 21, dis so belangrik. Vers 15 tot 17, die tweede ding wat Jesus gedoen het, is hy het mense herstel en bemoedig. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou, ek het al baie oor daai gedeelte gedink en gewonder en alles. Tot ek gaan lees het, hierdie gedeelte het gebeur na die opstanding. So dan moet dit iets met die opstanding te doen hê. Nou hoor hoe eenvoudig is hierdie gedeelte eintlik. As jy vandag as Christen besef dat Jesus opgestaan het vir jou en hy opgestaan het in jou, sal jy ander mense help, lei, ondersteun, bemoedig, bemagtig. Eintlik vra Jesus vir hom, het jy my lief? Glo jy dat ek opgestaan het? OK, as jy dit glo, almal wat in aanraking met jou lewe kom, help hulle dan ook om dit te glo. Help hulle dan ook om dit te besef. Help hulle dan ook om daarby uit te kom. Die mooiste van alles is, Petrus het geval, dis 'n realiteit. Petrus het gesê dat ek hom nie ken nie, 3 keer. Toe kraai die haan. Die ergste van alles is die laaste keer, sê die Bybel, het hy hom opgeruk, het hom vererg toe hulle vir hom sê, maar jy is een van hulle. Het hy hom opgeruk en vir hulle gesê, ek is nie een van hulle nie. En toe kraai die haan. Maar Jesus het hom nie weggejaag nie. Jesus het hom nie ignoreer nie. Jesus het nie vir hom die koue skouer gedraai of wat ook al nie. Al wat Jesus gedoen het, is hy het hom herstel. Die mooiste van alles is, Jesus gaan net aan met hom, asof daar nog nooit fout was nie. Hy sê nie vir hom, okay Petrus, nou moet jy gou mooi van verstaan, jy moet nou eers van
Nee. Hy herstel hom asof hy nog nooit iets verkeerd gedoen het nie. Dink net hoe moet dit voel as jy geval het en iemand ondersteun jou so. Dink net as die kerk, die liggaam van Christus, iemand wat val, net ophelp en verder aangaan asof daar niks gebeur het nie. Maar dit is om lekker om 'n ou voor 'n hele kerkraad te bring en vir hom te stenig, hoor. Dit is om lekker. Kom ons gaan liewer nie eers daar nie. Indien jy deur Christus se toedoen en genade opgestaan het, hoeveel mense is daar elke dag om jou, wat jy nou moet help opstaan, wat jy nou moet bemoedig, wat jy nou moet ondersteun, wat jy nou na moet kyk en sê, dis okay, kom ons gaan aan, los dit, ons gaan aan. Wat jy nie moet boekhou van die kwaad nie, wat jy nie moet sê, luister, jy gou vir my mooi, jy sal weet hiervan. Ons mooiste gesegde is, jy sal hierdie saam met jou graf toe vat eendag. Ek weet nie van jou nie, maar dan is ek in die moeilikheid. Want dan is al baie goed wat ek vir die res van my lewe moet saamdra, wat ek definitief nie wil nie. Maar dis nie hoe Jesus maak nie. Jesus sê nie vir Petrus, ek het vir jou gesê, jy gaan ontken dit nie. Hy doen dit nie. Hy moedig hom aan en sê, laat my skape wy. Pas my skape op. Petrus, ek wil nie eens weer oor praat nie, kom ons gaan aan. Kom ons stap verder 'n pad. Petrus, ek het jou nog steeds lief, het jy my lief? Ja, Here. Liefde vir Jesus beteken aksie. Beteken opstaan vir ander. Julian het al 2 keer hier by ons gepreek en toe ek op sy jeugleierskap nog was, toe ek in die laerskool was, het hy eendag ons hele leierskap bymekaar geroep en vir ons gesê, hy wil vir ons verduidelik wat is die eienskap van 'n goeie leier. En hy sê toe vir ons, as jy op hierdie leierskap is, dan beskerm jy jou medeleiers ten alle koste. Met ander woorde, indien hulle iets verkeerd doen, dan beskerm jy hulle nog steeds orals waar jy gaan en orals waar jy kan. En dis presies wat ons by Jesus sien. Jesus beskerm ten alle koste. Die derde ding wat Jesus gedoen het, is Jesus gee daarna eers vir hulle die groot opdrag in Matteus 28 wat hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nadat Jesus homself bewys het en nadat hy herstel het, gee hy hierdie opdrag vir ons. En dis die probleem met die Christendom. In die eerste plek leef ons nie dat mense kan sien ons het opgestaan nie. So net daar stop die hele opdrag. As ons dalk op 'n stadium so begin leef, dan maak dit nie vir ons saak en dis nie vir ons ernstig om ander wat rondom ons val op te help en te herstel nie, want dit is te lekker om vir iemand te lag wat val. En net daar stop die opdrag. So ek het vanmôre vir jou of goeie of slegte nuus. As jy opgestaan het en jou lewe is 'n bewys en jy begin al meer en meer mense help, herstel, ophelp, bemoedig, sal die opdrag wat Jesus vir ons gegee het, outomaties uit jou uitstroom sonder dat jy dit hoef te probeer doen. Want jy kan nie iemand dwing om disippels te maak wat nie self 'n disipel is nie.
Jesus het vir sy disippels gesê, gaan dan heen en maak disippels. Hoekom? Hulle het verstaan wat dit kos om 'n disipel te wees. Dit is baie moeilik om 'n dokter te wees as jy nie 'n dokter is nie. Daar's 'n pad wat jy moet stap. En die beste raad, ons het al baie keer gehoor as dokters so met mekaar gesels. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nog nie disipel geword het, gaan dit vir jou baie moeilik wees om disipels te maak. Want mense gaan jou die heeltyd oordeel, mense gaan jou die heeltyd aanval en vir jou sê, loop jy alweer met die Bybel onder die arm, is jy alweer besig met die, jy oordeel almal, maar as jy disipel is, hoef jy nie te preek nie, want hulle kyk na jou en dit oortuig hulle alreeds. Die laaste ding wat Jesus gedoen het, is Jesus beloof die Heilige Gees, en met hierdie punt sluit ons af. Hoor wat sê Handelinge 1, ons het net nou vers 1 tot 3 gelees, hoor wat sluit hy mee af, vers 4 en 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nadat Jesus homself bewys het, nadat Jesus herstel het die Heilige Gees totaal net oorgeneem en almal begin lei. En kom ons wees eerlik, dis moeilik om iemand te oortuig dat jy gelei word deur die Heilige Gees, as jy geen teken daarvan wys in jou lewe nie. Menslik gesproke, ek dink Vrydag of Saterdag, ek kan nie onthou wanneer was dit nie, kyk ons TV, en daar's 'n ou wat 'n maarmaak produk adverteer. En hy vertel hoe goed is dit en die en daar en dit en so en die hele ding, en op 'n stadium sê Belinda, sy kan nie vir die ou kyk nie, want alles aan sy liggaam skree dat daai ding nie werk nie. Want hy self is, ek weet nie, 150, 60, 80 iewers kilogram. Nou sê hy het al 36 kilogram verloor, en sy sê, alles aan daai ou se lyf sê, daai goed werk nie. Hulle moes hom nie gewys het toe hy dit geadverteer het nie. Nou dis presies hoe mense oor Christene voel. Jy kan nie iemand oortuig as hulle dit nie kan sien nie. En dis presies wat die opstanding van Jesus Christus is. Help my. Dis baie moeilik om toe te laat dat iemand jou oortuig van die Heilige Gees of enigstens iets, as jy niks daarvan in hulle lewens kan sien. Dis baie moeilik. Ons het al baie keer gesê, dis hartseer hoe Christene dink dat hulle aangestel is om ander te oordeel. Dat hulle aangestel is om ander af te trek. Dat hulle aangestel is om baas te speel oor ander. Dit breek my elke keer as ek hoor dat iemand allerhande goed moet deurgaan om ek wil amper sê tyd te mors en snerp en al wat eintlik gebeur is hulle veroordeel net iemand. Ons sien dit nie by Jesus nie. Christendom is nie 'n solo pad nie. Dis nie 'n solo pad nie, dis 'n lewe wat jy inskakel met Christus. Jy vier sy opstanding, jy laat hom opstaan in jou lewe en stadig maar seker begin goed verander. Jou lewe verander. Skielik wil jy sekere dinge net nie meer doen nie. Nie omdat jy gedwing is nie, nie omdat iemand jou gedreig het nie, jy wil net nie meer nie. Skielik praat jy anders. Ek het net nog gesê, dis die mooiste getuienisse wat ek ontvang, as ek kan sien hoe mense verander. As ek kan sien hoe iemand een van die grootste rasiste ooit was, en dan later hoor ek, skielik begin dinge verander in sy lewe. Skielik begin daai bietjie afneem. Dan begin jy besef, okay,
Jesus is besig om op te staan in verskillende areas van sy lewe, tot hy volkome opgestaan het binne jou. Nou om jou net 'n bietjie moed te gee, want almal lyk nou verskriklik moeg. Net om jou 'n klein bietjie moed in te praat. Ek dink nie daar sal 'n tyd in jou lewe kom wanneer hy 100% in elke area opgestaan het nie. Want geen een is sonder sonde nie. Maar moenie dit 'n verskoning maak om aan te hou sonde doen nie. Hoe mooi sal die kerk lyk as Christus in meer areas van ons lewens begin opstaan. In ons huwelike, in ons verhoudings, in ons respek teenoor ander, in die manier hoe ons praat, die manier hoe ons dink, die manier hoe ons werk. Jy werk nie omdat jy vir 'n baas werk en omdat jy geld kry nie, jy werk omdat jy dit vir God doen. Dink net hoe mooi sal dit lyk as ons die Bybel net vir 'n oomblik ernstig opvat en sê, moenie guns by mense soek nie, soek guns by God en God sal vir jou guns by mense gee. Groter guns as wat jy ooit in jou lewe voor kan vra. Dis wat die Bybel sê. My gebed is, in hierdie tyd voordat ons die hemelvaart herdenk, dat jy 'n bietjie sal gaan dink in jou lewe, miskien bid, en miskien vra, Here, in watse area van my lewe het jy eerste nodig om op te staan? In watse area van my lewe wil u graag onmiddellik begin opstaan? Ons laat toe dat ons die mere en ons verlede en alles opstaan. Laat hulle bietjie sit. Laat Christus opstaan binne jou. Kom ons sluit die oë. Vader, ek het gisteraand al reeds ook gebid en gesê, ek is jammer as ek die opstanding dalk nie altyd gevier en herdenk het in sy volle krag en mag nie. Dit is altyd vir my so opwindende tyd om te kan weet, my verlosser wat vir my gesterf het opgestaan en die dood oorwin. Maar hy het opgestaan om ook binne my op te staan. Soos wat Handelinge sê, wanneer ons self laat doop, begrawe ons die ou mens saam met Christus en ons staan saam met Christus op in 'n nuwe lewe. En miskien as ons die opstanding beter verstaan, sal ons die doop beter verstaan en dan sal ons toelaat dat Christus in meer verskillende areas van ons lewens elke dag, elke week, elke maand, elke jaar 'n bietjie meer opstaan. En hoe meer ons Christus toelaat om op te staan, hoe meer sal ons hart ontwikkel om ander te help om op te staan. Hoe meer sal ons die wêreld kan verander vir die koninkryk van God. Vader, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Vader, vergewe ons sonde, soos ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid in my lewe en in die hemel, hier op aarde, so ook in elke gedeelte van my lewe. In Jesus naam. Amen, amen. Die Here seën u.